Baie welkom by Gemeente Sonder Grense. Hier waar jy maar jou koffie mag mors. Jy is ingeskakel op ons YouTube kanaal en ons is besig met 'n reeks uit Efesiërs en die tema van hierdie reeks is immuniteit. Ons is tans by hoofstuk 3 en ons gaan klaarmaak met hoofstuk 3 vandag en dan gaan ons volgende week aangaan met die tweede helfte van Efesiërs. Ek wil gou vir jou 'n stukkie video wys. En jy moet jouself indink wat in my sitkamer gebeur op 'n dag soos daardie. Man, ek voel goed as my span wen. Of as my hero die ander ouens ore aansit. Dit laat 'n mens op die punt van jou stoel sit. En soms sommer in die lug opspring. Die hele huis weet wat gebeur. Selfs al kyk hulle nie saam nie. As die volkslied van die wenner aan die einde speel en ek kom kamer toe, dan sal my vrou gewoonlik vra, "So, Verstappen het gewen?" Net om seker te maak, sy bly op hoogte met wie ek ondersteun. Dit was destyds ook so met die rugby. Toe Ackerman die leeu's gelos het, het ek ophou rugby kyk. As Verstappen F1 los, dan sal ek dit ook ophou kyk. Ja, hy is kontroversieel, maar ek dink hy is die beste. En hy maak dit interessant. Daar's baie dinge wat 'n mens vreeslik opgewonde kan maak, maar sommige dinge oortref eenvoudig alles. Wat is nog beter as F1? En beter as rugby? Wel, ek onthou 3 sulke geleenthede. Die geboorte van my kinders. Toe ek die naaldstring moes knip van my seun. Dit was 'n hoogtepunt in my lewe. Dit was beter as enigiets wat ek nog ooit beleef het. Om die wonder van daardie nuwe lewe te kon aanskou. Dit het my in trane gehad, lachend van vreugde, verwondering en blydskap. Soms so alles gelyk. Die grootste oomblik van my lewe. En toe het ek dit weer beleef, met die geboorte van my dogtertjie, die mooiste ou dingetjie. Dit is 'n onbeskryflike vreugde om die geboorte van jou kinders te aanskou. Maar jare later het ons dit weer beleef. Nie met die geboorte van ons laatlammetjie nie, maar toe die finale aannemingsbrief deurkom en ons besef, hierdie klein dogtertjie, vir wie ons so lief geword het, is nou ons sin. So het ons die heerlikheid van God ervaar met al 3 van ons kinders. Met trane in ons oë het ons gejubel. Die vreugde, die opwinding, die oorweldigende belewenis van die hand van God in hierdie geleenthede het ons laat uitbars in lofprysing. Dankie, Here. Dankie vir die voorreg om u heerlikheid en u liefde te aanskou. Al die eer en die heerlikheid kom hom toe. Dis wat ons gevoel het, dis wat ons gedink het, en dis wat ons gebid het. Dit is wat ons laat jubel en wat ons laat aanbid. En dit is wat ook ons motivering is om te sing in die kerk tydens 'n erediens. Ons kinders is vir ons so kosbaar dat ons enigiets sal doen om hulle so naby as moontlik aan ons te hou. En daarom wy ons hulle aan die Here toe. Ons bid vir hulle. En dit is hoekom daar ook Sondag 2 egpare was wat hulle kinders aan die Here toegewy het. Wat 'n voorreg om jou kind van die begin af groot te maak onder die beskerming en die beloftes
van ons Here, ons Verlosser, ons Koning. F1, rugby. Die geboorte van jou kinders. Ek is seker, jy het ook al sulke tye beleef. Elkeen van julle wat die geboorte van 'n kind ervaar het. Elkeen van julle wat moes wag vir daardie laaste brief wat verklaar dat daardie kindjie nou permanent en finaal onder jou toesig is. Elkeen van julle wat moes wag vir die uitslag van 'n biopsie en die nuus gekry het. Dis negatief. Jy's skoon. Dink 'n bietjie aan jou eie lewe. Hoeveel geleenthede was daar nie waar jy wou opspring van vreugde en net wou uitbars in lofprysing oor die goedheid en die genade van die Here. Toe jy jou naam in die koerant gesien het met jou matriekuitslae. Toe sy ja gesê het op die groot vraag wat jy gevra het. Toe jy voor daardie kansel gestaan het of by een of ander venue waar jy in huwelik getree het en jy trou gesweer het aan mekaar. Hoeveel geleenthede was daar nie daarna nie? Die grootste van alle gebeurtenisse, vir elke kind van God, was die dag toe jy besef het, waarlik, ek is gered, uit genade vrygespreek en volkome vergewe van al my sonde. Daar was beslis al baie kere wat jy eenvoudig so oorweldig is deur die liefde van ons hemelse Vader, dat jy nie anders kon as om spontaan uit te bars in lofprysing nie. Ons het nou die afgelope tyd deur Efesiërs gewerk en verskeie wonderlike dinge ontdek wat God deur Jesus Christus vir ons gedoen het. Hy maak ons deel van al sy grootste werke. Is dit nie eenvoudig fantasties nie? Hier in hoofstuk 3 bid hy nou vir die gelowiges. En hy vra spesifiek dat ons krag sal ontvang, sodat ons hom, sy karakter en sy liefde beter kan leer ken. Wanneer ons die wonderlike liefde van God leer ken, dan reageer ons. As ons waarlik besef wie God is en hoe wonderlik groot sy liefde is, dan reageer ons soos Paulus aan die einde van sy gebed. Ons kan nie anders nie. Ons word oorweldig, ons verkrummel voor die heerlikheid van God. Paulus sluit sy gebed vir die Efesiërs af met lofprysing. Dis asof hy so gevul word met God se goedheid, dat hy amper spontaan oorslaan in lofprysing. Amper soos koning Dawid in die Ou Testament, toe hy voor die ark van God gedans het. So uitbundig dat hy beskuldig is van onwaardige optrede. Kom ons lees 'n bietjie hoe Paulus bid. Ek lees vanuit die 1983 vertaling. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Die eer kom hom toe omdat hy kragtig in ons werk. Omdat ons aan hom verbonde is. Met ander woorde, omdat ons in Christus is. Ons is sy kinders. Hy doen wonderwerke in ons en deur ons. Maar luister, waar beleef ons hierdie wonderlike dinge wat God doen? Ons teks sê, in die kerk. Nou ons weet nou al, dat die kerk ons as gelowiges is, wat saam vergader en verhoudings met mekaar het. Elke individuele gelowige word 'n lewende steen van God se tempel. En soos ons in die gebou ingemessel word, vorm ons saam die tempel van God. Ons word ook die liggaam van Christus genoem, waarvan elkeen van ons 'n individuele ledemaat is. Maar 'n hand op sy eie, of 'n oog op sy eie, is nie 'n liggaam nie. Ons is saam die liggaam van Christus. Wanneer ons God se fantastiese werke beleef, dan beleef ons dit saam as die kerk. Ja, as individue ervaar ons God se krag, maar ons ervaar dit die beste in die kerk.
toe ons kinders gebore is, was daar 'n gemeente wat saam met ons gewag het. Daar was 'n gemeente wat vir ons gebid het. Daar was 'n gemeente wat saam met ons die blydskap gedeel het. En dan herinner dit my weer aan die sêding, blykbaar 'n Sweedse spreekwoord. Shared joy is double joy. Shared sorrow is half a sorrow. En dit is mos wat in die kerk gebeur. Dit is wat ons Vrydag met klein Daniel se geboorte beleef het. Lidmate hier in ons gemeente. Die hele gemeente het saam gewag, saam gebid en was saam gevul met blydskap. In die kerk sien ons, hoor ons, voel ons en beleef ons die kragtige werking van God in al sy kinders. En daarom is dit die plek waar jy die werking van God die meeste sal ervaar. Maar as jy gedink het dat God se krag net geldig is vir vandag, wel, dan maak jy 'n fout. God se beloftes is nie net geldig vir my en vir jou nie. Dis ook bedoel vir ons kinders. Om die waarheid te sê, dit is bedoel vir elke geslag na ons. En die wonderlike van alles is dat dit geen einde het nie. Dit hou aan tot in ewigheid. Ons is veronderstel om elke dag oorweldig te word met God se kragtige werking. Sy werking in ons, in die kerk en in die toekomstige geslagte. Maar hoe dikwels word ons so oorweldig deur ons kennis van wie God is en van die grootheid van sy liefde? Ek wil sê, as dit nie kort gebeur nie, dan hou jy jou nie genoeg besig met God nie. Sy krag hou nie net aan vir 'n oneindige tydperk nie. Sy krag self, sê die teks vir ons, is oneindig. Hy kan oneindig meer doen as wat jy bid. Wat leer dit vir jou oor jou gebede? Is jou gebede groot genoeg? Vra jy vir God groot dinge? Vertrou jy God om groot dinge te doen? Of bid jy dalk net vir die klein goedjies wat eintlik maklik is en klein genoeg is, sodat jy dit eintlik sommer self kan laat gebeur as God dalk nou nie deurkom vir jou nie? Ek dink soms beleef ons nie groot dinge nie, juis omdat ons nie groot genoeg bid nie. Hoe lyk jou gebede die afgelope tyd? Miskien is jy bang dat jou gebede nie verhoor sal word nie. En om teleurstelling en verleentheid gespaar te bly, bid jy maar so bietjie kleiner. Of dalk is jou geloof eenvoudig net nie groot genoeg om God te vertrou vir die groot dinge nie. Paulus sê hy, God is by magte om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Wat ons dink, is wat ons verwag, is wat ons glo. Sy mag is groter as my verbeelding, as my rasionele denke, en dis groter as my geloof. Vandag leer ons dat ons gebede nooit groter as God se krag kan wees nie. En ons leer dat ons gedagtes en ons drome en ons geloof nooit God se krag kan oortref nie. Ons mag maar groot droom, groot glo en groot bid. Die enigste voorwaarde is dat ons binne God se wil moet bid. Maar kom ons wees eerlik. Ons weet nie altyd wat is God se wil nie, né? Beteken dit dan nou ons moenie vra nie? Ek dink nie so nie. Kom ons vra, terwyl ons onthou dat hy dit wat ek vra, kan doen. En as hy nee sou sê, dan aanvaar ons dit ook. Maar ons sal nie iets ontvang as ons nie vra nie. Dalk is daar die droom van my juis dit wat God wil hê jy moet vra. Die Bybel sê, ons kry nie, want ons bid nie. Jakobus 4 vers 2.
Een ding weet ons kan maar met vrymoedigheid vir ons kinders bid. Ons weet dat God ons kinders wil seën. So wat is jou gebede vir jou kinders? Bid jy vir jou kind se redding? Sal jy oor 20 jaar nog steeds so ywerig vir jou kinders bid? Ons leer vandag om nooit op te hou bid vir ons kinders nie, en nooit op te gee met ons kinders nie. Wat is dit wat jy vir jou kinders droom? Praat jy met die Here daaroor? Deel jy dit met medegelowiges en verwag jy dat God jou gebede vir jou kinders sal verhoor? En natuurlik gaan dit weier as net ons kinders. Maar vandag is ons fokus op ons kinders. En hulle is vir ons die herinneringsteken van alles wat God in ons lewens kan doen. Bid saam met jou kinders, vir jou kinders. En wanneer God jou gebede verhoor, jubel dan saam met jou kinders oor wat hy vir julle gedoen het. Getuig daaroor teenoor almal in die kerk. Donderdag het ons weer vir iemand vertel wat se groot dinge die Here in ons jongste se lewe kom doen het. Vrydag het ons saam met haar beleef hoe die Here haar seën met 'n briljante brein, ten spyte van mense wat ons gewaarsku het dat daar probleme gaan wees as gevolg van die dinge wat sy voor en tydens geboorte beleef het. Dat sy verstandelik dalk 'n bietjie agter gaan wees. Nee, die Here het ons gebede verhoor en hy het haar geseën. En ons was nie net op die punte van ons stoele nie, ons is huppelend in die lug. Maar hy het meer gedoen as wat ons kon dink of bid. Want vandag is haar biologiese mamma ook een van sy kinders. En wat 'n vreugde! Sy aanbid vandag saam met ons in hierdie gebou. Saam met ons. Mense, dit is beter en groter vreugde as 'n F1 resies. Al die eer kom hom toe. Hy het soveel meer gedoen as wat ons kon dink, kon glo en kon bid. En weet wat? Hy kan dit weer doen. En hy kan dit vir jou ook doen. Daarom, vertrou hom en vra hom. Wat is daardie groot ding waarvoor jy moet vra? Vat 'n bietjie tyd en raak stil en vra vir hom. Here, waarvoor moet ek u vertrou? Dalk is dit die redding van jou kind. Dalk vir die herstel van jou huwelik. Dalk vir 'n deurbraak in jou werk. Raak stil en vra. Wat is dit, Here? Ek wil groot bid. Ek wil groot glo. Ek wil groot vertrou. Want ek wil jubel oor u grootheid en oor u krag, oor wie u is. Amen.